Geliefdes, ons lees 2 gedeeltes saam vanmôre. Die eerste gedeelte handel oor die intog van Jesus in Jerusalem. Ons noem dit die Palmsondag, waar ons dan ook dink aan die intog daar in Jerusalem in. Ons lees daar vanaf vers 7, ons ken mos nou maar die geskiedenis, hoe dat Jesus die met die disippels gestuur het om die donkie te gaan haal en toe hulle gekom het om die donkie te gebruik. Ons lees daar van vers 7 af. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en te vra: Wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. En dan blaai ons na Matteus 26. Lees ons daar die 14de en die 15de vers. Judas onderneem om Jesus te verraai. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. En van toe af was hy op die uitkyk na geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ook in hierdie lydingstyd, besef ons maar net weer eens die intog in Jerusalem, wat ons vandag ook praat van Palmsondag, wys vir ons hoe dat mense hom vereer het, dat hulle klere op die donkie se rug gegooi het, hoe hulle takkies afgegooi het en klere voor hom gegooi het, en dan uitgeroep het: Geseënd is die Seun van Dawid. Nou geliefdes, en dan kom hulle in Jerusalem, en dan lees ons hoe dat Judas Iskariot Jesus verraai het. Geliefdes, ek wil vir u sê, elkeen van ons het iets wat vir jou kosbaar is in die lewe, wat nie maklik vervang kan word nie. Ja, elke mens het iets wat nie met geld gekoop kan word nie, omdat dit te kosbaar is vir daardie persoon. Maar ons wil vanoggend ook gaan kyk hoe dat 'n mens 'n kosbaarheid so maklik kan prysgee. En ek wil dan 2 vrae vanmôre vra. Die eerste is: wat is Jesus vir jou werd? Wat is Jesus vir jou werd? Geliefdes, ons het in hierdie gedeelte gesien hoe dat Judas Iskariot met die priesterhoofde gaan onderhandel het om Jesus te verraai. Judas die Iskariot was die seun van 'n ryk Israeliet. Hy was 'n man wat die Joodse wette baie goed geken het. Hy was ook die een wat
so heftig beswaar gemaak het toe daardie vrou met daardie nardes self Jesus kom salf het. Ja, Judas Iskariot, een van die 12, een van die manier wat Jesus, die manne wat saam met Jesus geloop het in 3 jaar se tyd. Met ander woorde, hy was een van die binnekring, iemand wat hulle die meester aan hulle lippe gehad. En hy kom onderhandel met die priesterhoofde om Jesus aan hulle oor te lewer. En dit vir 'n bedrag van 30 silwerstukke. Weet jy hoeveel dit werd is? Dit is die bedrag wat 'n man as skadevergoeding moes betaal as een van sy beeste 'n ander man, 'n mens doodgemaak het. Kan u indink dat Judas sy meester verraai vir 30 silwerstukke vir 'n slaaf se prys? Geliefdes, as ons vanmôre vir mekaar sê, dan praat ons omtrent R100, 4 dae se loon daardie tyd. Maar geliefdes, ons moet vir mekaar vanmôre sê, voordat ons te hard oordeel Judas Iskariot, kom ons gaan kyk dan vanmôre, wat is Jesus vir jou werd? En ek wat vandag hier is ook deel van die binnekring van Jesus se volgelinge. Elkeen van ons sê, ons is kind van God. Dat Jesus ons redder en verlosser is. Ja, hy het elkeen van ons geroep om vir hom te volg en sy apostel te wees in hierdie wêreld, om uit te gaan om die evangelie te gaan verkondig tot aan die uithoeke van die wêreld. En nou kom hierdie vraag vanmôre na jou en my. Wat is Jesus vir jou werd? Geliefdes, laat ons 'n bietjie aan ons eie lewens gaan kyk. Hoeveel tyd spandeer ons aan die woord van die Here? Hoeveel tyd staan ons af vir ons verhouding met hom? Hoe maklik verloon en verraai ons die Here wanneer ons goed gaan doen wat hy vir ons in sy woord sê dat ons dit nie mag doen nie? Ja, wanneer mense ons konfronteer met Jesus, dan bly ons stil. Dan praat ons nie. Ons moet vir mekaar sê, hoeveel is ek bereid om vir sy werk te gee? Miskien 30 silwerstukke of dalk nog minder. Maar geliefdes, daar's gelukkig 'n ander vraag ook wat ons moet beantwoord. Wat is jy vir Jesus werd? Geliefdes, ja, ons kan ook die eerste vraag omkeer en dan vra, wat is jy vir Jesus werd? Kom ons gaan kyk 'n bietjie na hierdie vraag. Jesus is die Seun van God. Hy het sy hemelse heerlikheid prysgegee. Die hemelse heerlikheid verlaat om mens te word. Om hier in hierdie ellende van hierdie wêreld te kom beweeg. Maar hy was bereid om daardie prys te betaal vir sondaars, mense soos ek en jy. Ja, ons ken die geskiedenis. Hy's gebore in 'n stal met geen plek in die herberg nie.
Hy het geen vaste blyplek in hierdie wêreld gehad nie. En dan weet ons, hy's gegeesel, hy's gespot, hy's geslaan, hy's gekruisig, hy's in 'n vreemde graf begrawe. Ja, al hierdie dinge het hy gedoen vir jou en vir my. Ja, geliefdes, hy was bereid om alles op die altaar te plaas, om in u en my plek die vloek van die sonde kruis te dra, sodat ons versoening met God kan hê. Hy betaal ons losprys, sodat ons die ewige lewe kan hê. Kan u sien, hoeveel is u vir hom werd? Want hy doen dit alles uit liefde vir ons. Sy liefde is so onpeilbaar groot. Dit verdra, dit vergeef, dit versoen, sodat ons vry kan wees. Nie meer gebind deur die sonde nie. Daarom, geliefdes, kan ons vanmôre ook met die gedagte van die Palmsondag ook herinner word aan die intog van Jesus in Jerusalem in. Dat hy daar verheerlik is, mense om geloof en geprys het. Maar dan het ons ook gesien wat gebeur in sy lewe. Ja, kan u vir ons sien, kan u sien wat God, wat mens geword het, vir jou werd is. En is daar die kosbaarheid wat vir niks verruil kan word nie. Nie geld nie, niks kan u en my redding koop nie. Dat ons vanmôre moet sê, Here, hier is ek. Neem my soos ek is. Want ek wil u as 'n klein noot ook hou. Ja, 'n boodskap om te gaan uitdra in hierdie wêreld. Ja, om in 'n verhouding met God te wees in Jesus Christus. Want my liewe broer en suster, ons moet vir mekaar vanmôre sê, dat die Here het gesê, as ek nie in 'n verhouding met Jesus is nie, is ek verlore. Dan gaan hy sê, ek ken jou nie. Hoeveel is Jesus vir jou werd? Want vir Jesus is jy baie werd. Hy wil jou gebruik. Ook as getuie in hierdie wêreld. Dat ons dit boodskap vir 'n deurmekaar wêreld, 'n wêreld wat ten gronde gaan, 'n wêreld wat verlore gaan. Nou kom die vraag vir ons, is ons nog bekommerd daaroor? Is ons nog bekommerd oor soveel duisende mense wat nie van die Here weet nie? Ons baie maklik sê, ag, daar is gesendlinge, hulle kan maar die werk doen. My broer en suster, hoeveel is Jesus vir jou werd? Amen. Hemelvader, as ons vanmôre voor U buig, dan moet ons erken dat ons so ver geval het. Here, dat ons so maklik U die afskeeptuitjies gee in ons lewens. Ja, dat ons baie keer maar net stil bly wanneer ons gekonfronteer word met U woord. En daarom kom ek vanmôre, o Heilige Gees, dat U weer vir ons sal wakker maak en dat ons sal besef watter groot
skat het ons in ons. Nou dit wat U in ons lewe gegee het. Dit wat U bereid was om die pad te loop vir ons sondaar mense. Vader, baie dankie dat ons ook in hierdie week weer kan dink aan die intog in Jerusalem en wat daar gebeur het. En as ons volgende week Paasfees vier, Here, dat ons opnuut weer besield, gevuur deur die Gees, ook ons pad met vreugde kan loop. Vader, ek kom vanmôre, kom bid vir elkeen in hierdie gemeente. Ek dra vir hulle aan U op, hulle wat siek is, hulle wat hartseer is, hulle wat moeg in lewenssat is, wat eensaam is. Daar kom dra ek aan U op en bid ek, Here, dra vir hulle. Wees vir hulle 'n God van naby. Vertroos, bemoedig en versterk ook elkeen. Ons bid vir die kerkraad, Here, hulle wat ook besluite moet neem, is ons gebed dat U ook verheerlik sal word deur daardie besluite. Maar so kom bid ons vir elke lidmaat, vir elke kind, vir elke volwassene. Kom bid ek, Here, werk in ons harte, dat ons opnuut sal besef wat 'n groot kosbaarheid ons in U het. En dat ons met blydskap, soos wat daardie skare voor Jesus uitgeroep het, dat ons ook met so 'n loflied U grootheid en U heerlikheid sal besing. Vader, baie dankie vir U genade. Dankie vir die reën daar buite in die natuur. Baie dankie, Here, dat U vir ons sorg, ook daar in die natuur. Kom bid ons dat U ook verheerlik sal word deur ons optrede. Kom bid vanmôre vir hulle wat die evangelie bring in soveel sendingvelde. Maar Here, is ons gebed dat U ook hulle sal voorberei, die mense sal harte sal voorberei wat die boodskap moet hoor. En dat U die vrug sal gee op die arbeiders wat die boodskap bring. En ons help bid, Here, vir hierdie week wat voorlê. Lei vir ons elkeen, dra vir ons en dankie. Dankie dat U genade vir ons so groot is. Dat ons vir U kosbaar is. Dat U bereid was om die kruispad te loop. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.